Kom ons sing daai gedeelte net weer eenmaal saam. O heerlik Heer, U groote naam. O heerlik Heer, U groote naam. O heerlik Heer, U groote naam. Vader, ons dankie dat U is die groot God van hemel en aarde. U regeer van ewigheid tot ewigheid. Jesus, ons dankie dat U is op die troon. Heilige Gees, ons dankie dat U is werkend in ons. Dat U die groot God van hemel en aarde neergebuig het om mense wat in totale verlorenheid vasgevang was uit te red, sodat ons die heerlikheid van die lewende God in ons kan dra. Ons dank U daarvoor, want ons het niks daarvan verdien nie. Dit is God se werk in ons. Ons ontvang dit omdat U dit aan ons gegee het. En ons is so dankbaar vir U genade, ons is so dankbaar vir U teenwoordigheid in ons 24/7. Dankie dat ons U kinders kan wees. Dankie vir die heerlikheid wat in en deur ons geopenbaar word in ons. Ons neem dit nie ligtelik op nie, maar ons waardeer dit. Aan U kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding, want U is groot, Here. U is wonderbaarlik. U is Here. Ons dank U daarvoor. Amen. U kan die sitplek neem. Baie dankie bedieningsspan. Het is wonderlik om in die teenwoordigheid van die Here te wees, want godsdienst kan dit nie skep nie, maar verhouding kan. As ek 'n titel kan gee aan my boodskap vanoggend is, dan sal dit wees, dit is 'n werk van God. Dit is God wat dit doen. Die Christelike godsdiens, as ons dit kan indeel as een van die godsdienste van die wêreld, word dikwels verkeerd verstaan, en dit is nie 'n nuwe ding nie, dit kom deur die eeue, word verkeerd vertolk, dit word verkeerd voorgestel, en nie noodwendig deur hulle wat buitekant die kerk is nie, maar baie maal deur onsself, ons wat binne in die kerk self is, want ons het dit gereduseer tot 'n blote morele stelsel, 'n morele stelsel. Dit gaan vir ons oor reëls wat gevolg moet word. Dit gaan dikwels oor gedrag wat ons dophou. Daardie moets en moenies, die rangskikking van sonde van erg tot minder erg. Lysies van sonde. En dan die ergste dat ons geregtigheid meet aan sigbare uiterlike dinge, met ander woorde goed soos goeie dade. So as jy goeie dade doen en jy doen mooi goedjies en jy sê die regte goed en jy tree goed op, dan is dit vir jou 'n vlak van geregtigheid, jou stand met God. En daardie soort raamwerk wat geskep word, daardie soort raamwerk om ons geloof, dit wat ons sê, ons glo in God, en dit wat ons nou gesing het, daardie groot God, en in Christus Jesus as Here, en die Heilige Gees as ons leidsman, as hierdie goed van
reëls wat gevolg moet word en gedrag wat dopgehou moet word in sondelysies en net gewone goeie dade, dan word ons geloof net 'n kontrolelys, ietsie wat ek aftik, van moets en moenies. Jy mag dit, jy moenie dit nie. Jy moet dit, jy moet so. En baie van ons het so groot geword, want dit is vir ons vertel, dit is hoe heiligheid werk. Wat jy mag en nie mag doen nie. Dan word ons heiligheid net 'n vertoning. Dit is net 'n vertoning van goeie gedrag. So as ek my mooi gedra en ek my goed gedra, dan word dit 'n toonbeeld van my heiligheid. En al hierdie goed het 'n beeld geskep van wat die kerk nie werklik is nie en wat die evangelie nie werklik is nie, want die evangelie gaan verder en dieper as die goed. Die evangelie van die kruis, die klaarwerk van die kruis gaan dieper as dit. En dit is ook nie die boodskap van die skrif nie, van Genesis tot en met Openbaring weerspreek die skrif hierdie tipe denkrigting, want die evangelie boodskap is nie daar om gedrag te orden nie. Dis nie daar om jou net mooi af te rond, dat jy lyk soos 'n ordentlike mens nie. Die evangelie boodskap is nie daar om net jou te laat lyk of jy 'n goeie mens is. Die evangelie boodskap, en dit is wat ons gaan vier in hierdie Paastyd wat voorlê. Die evangelie boodskap kom sê vir my hart moet verander. Want as my hart verander my lewe. Dit is nie net om mooi te lyk nie. Dis om in 'n ander verhouding met God te kan staan. Die evangelie boodskap is gewoon dit, die ou mens moet sterf en 'n nuwe mens word opgewek. Dis wat mense nie wil hoor nie. En dit is waarom dit vir ons makliker is om die beeld wat die kerk het te gaan op moeds en moenies, goed en sleg, in plaas daarvan om ons te daag tot radikale lewensverandering wat alleen gebeur wanneer my hart, die sentrum van my wese, my geesmens met ander woorde, in totaliteit moet verander, nuut word. So wat is die werklike probleem van die mens dan? As dit dan moet gebeur, wat is ons probleem? Hoekom moet dit gebeur? Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat die grootste probleem is nie dat ons nie die reëls ken nie. Ons ken die reëls, ons weet wat is reg en verkeerd. Die grootste probleem van die menslike natuur is dat dit word gedryf deur 'n sonde toestand. Dit word gedryf deur die feit dat ons afgesny is van God. Dit is in ons wese waar dit is. Die mens doen nie net sondige dinge nie. Die mens is 'n sondige wese. In moderne teologie wil ons dit nie hoor nie. Want ons sê, ons is almal goed en ons is almal God se kinders. Ons is nie almal God se kinders nie. As ek in my sonde toestand leef, ja, Jesus het gesterf vir my, en soos wat ons vanoggend gehoor het, ook, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat niemand verlore mag gaan nie. Maar totdat dit nie 'n werklikheid in my word nie, beteken dit vir my niks, dis leefwoorde. Dis net nog 'n mooi teks wat aangehaal word. Hier is die totale
samevatting van ons totale wese. Nie een van ons soos ons hier sit, het jy ooit 'n kursus moet doen oor hoe om sondig te lewe nie. Wie het so 'n kursus gedoen? Jy het van nature geweet hoe om dit te doen. Reg? Niemand het jou geleer om dit te doen nie. Ja, jy het 'n paar afrondingsgoedjies geleer by die en by daai en by ander ene, maar dit was net om wat al reeds teenwoordig was in ons, daardie sonde toestand, daardie afsnyding van die lewende God, net om dit bietjie af te rond in jou 'n gesofistikeerde sondaar te maak. Dis al wat dit is. Niemand ons geleer. Jy hoef nie 'n kind te leer om 'n tantrum te gooi nie. Hulle weet dit van self. Hulle doen dit op hulle eie. Selfs met ons. Dit is waarom ons is. Dit is hoekom Jeremia 17 vers 9 dit so mooi uitdruk. Hy sê bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Dit is hoe die mens lyk wat sonder God is. En vir die van ons wat almal wedergebore mense is, dit is waar jy was, dit is hoe jy was, dis die rede, want net God kan inkom en dit verander. Dis 'n werk van God. My goeie gedrag en my goeie maniere en my mooi bo blink maar onder stink verander niks. Verander niks. Ek kan my so goed tooi soos ek wil. As my hart nie verander het nie, beteken dit niks. Daarom kan gebooie alleen niemand red nie. Die wet, soos ons hom het, wat hy vir 1300 jaar bestaan het, wat ons kry opgeskryf as die ou verbond. Daardie wet wat vervang is daar en wat ons 'n teekom in waar dit begin en waar dit vir die eerste keer gegee is aan mense in Exodus 19 kon niemand red nie. Om die waarheid te sê, die wet het nog nie eers van die berg afgekom nie. Moses het nog nie eers met daardie kliptafels met die wet van die berg afgekom nie. Toe's die mense onder al klaar besig om te sondig. Sonder dat iemand hulle rigting gee daarin. Toe bou hulle 'n kalf en hulle aanbid die kalf. Hy's nog besig om die wet wat hulle vertel dat hulle God nodig het te kry by God. God skryf nog die goed vir hom op kliptafels. Toe's hulle al besig aan die onderkant van dieselfde berg waar die heerlikheid van God is, waar Moses vir 40 dae in die heerlikheid van God vasgevang is hulle aan die onderkant besig om 'n vreemde God vir hulle self te maak wat hulle aanbid. Dit is die verdorwenheid van die hart, die bedrieglikheid van die hart van die mens. Die wet kon nog nooit sonde wegneem nie. Die wet kon nog nooit 'n dooie hart lewend maak nie. Die wet kon dit nooit doen nie. Die wet kon dit nie doen nie. Al wat die wet kon doen is vir ons om te kom wys hoe lyk sonde. Al wat die wet kom doen het, hy het vir ons kom vertel, jy het God nodig. Dis al wat die wet kom doen het. Dit kan nie genees nie. Kan net vertel dat ons het God nodig. Dit kon sonde uitwys. Romeine 3 vers 20 kom Paulus en hy verduidelik hierdie hele saak aan die gemeente in Rome en dan sê hy vir hulle aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. Want deur die wet is die kennis van sonde. Die wet kom vertel vir my, ek kan myself nie help nie. Dis al wat die wet kom doen. Maar daar dieselfde wet wat vir my sê, ek kan myself nie help nie, kan my ook nie help nie. Kan my nie red nie, net
God se ingryping in my lewe. En dit is waarom, wanneer ons self met hierdie Paastyd wat vir ons voorlê opnuut weer kom, by die realiteit daarvan dat God sê, jy kan jouself nie help nie, daarom het ek vir jou hulp gegee, om jou lewe te kan verander, en Christus sterf aan die kruis. En dit is wat ons kom, nie net gedenk nie, ons kom dit nie net vier nie, dit behoort 'n realiteit in ons lewe te wees, dit moet my opnuut weer aanspreek, het is nie iets wat ek net vier, en het is 'n lang naweek, en ons gaan vir ouma Lisie kuier op Caledon nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan om 'n totale besef van die lewensveranderende ingryping van dit wat gebeur het in daardie hele tydperk van Christus wat ons lewe verander, en daar's 'n rede waarom hy dit doen, want hy wil my lewe betree. Hy wil instap in my lewe in. Want wanneer Christus kom hy nie as 'n morele gedragsafrigter, 'n life coach nie. Kom nie net jou gedrag wil hy verander. Mense sê nie, verander net, skaaf net 'n bietjie, maak my 'n bietjie meer afgerond, dat ek nie so sleg lyk nie, skaaf net 'n bietjie op die punte, laat ek bietjie ronder is. Dat ek nie vreeslik hak nie, maar moet niks verder aan my verander nie. Laat ek net nog daarom lyk of ek nog okay is. Nee, dit is nie waarvoor Christus gekom het nie. Hy het nie gekom om 'n gedragsafrigter te wees nie. Hy het gekom as Here, as verlosser, as 'n skepper van nuwe lewe in my lewe. Dis waarvoor hy gekom het. Dis waarvoor hy gekom het. Die skrif sê nie vir ons verbeter deur hom te leer ken nie. Die skrif sê ons word nuut gemaak. Ek verbeter nie net nie, dit is nie soos 'n kar wat ek opbou nie. 'n Ou Ford, en dan koop ek hom op, hy's geroes en alles, en ek bou hom nou maar net op, maar onder is daar nog steeds 'n paar goed wat oud is en nie lekker is nie. Nee, hy kom maak my totaliteit nuut. En dan beskryf Paulus dit binne in die konteks van die bediening van versoening, en dan bring hy hierdie gedeelte in 2 Korintiërs 5:17, en ons ken daardie teks, ja, ons kan hom herhaal, maar besef ons die diepte daarvan. Hy sê, daarom, wanneer hy praat in die vorige gedeeltes oor hierdie, dat hy ter wille van ons almal gesterf het. En Paulus praat, hy sê dis die liefde van Christus wat ons dryf, en dat hy vir ons almal gesterf het, maar dat hy in sy sterwe ons nuut gemaak het en ons versoen het met God. Hy sê, en daarom, omdat hy al hierdie dinge gedoen het, daarom, as iemand in Christus is, kom ons stop eers daar. Daar's 2 dinge wat met my gebeur by wedergeboorte. Christus kom in my, deur die inwoning van die Heilige Gees. Hy kom in my, Christus kom woon in my deur die inwoning van die Heilige Gees. Daarom kom woon die Heilige Gees by my as die verteenwoordiger van die Godheid, want Christus regeer vanuit die hemel. So, dis nie hy fisies wat inkom nie, dis is die Heilige Gees wat kom as die verteenwoordiger van die Godheid. So, en dan noem hy dit Christus in my. Maar dan terselfdertyd gebeur daar iets anders. Ek kom ook in Christus. Ek kom in sy heerskappy. Ek kom in sy lewens beweging van lewe en bestaan. So, Christus in my, maar ek in Christus. Daarom as iemand in Christus is. Nou jy kan alleen daar kom as Christus in jou is. Jy kan nie in Christus inkom as Christus nie in jou is nie. Maak dit sin? So daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Is hy nuut. En hier is die mooi van daardie nuutheid. Die Griekse teks sê, die
kainos, die nuutheid, en wat dit letterlik beteken, iets nuuts wat nog nooit voorheen bestaan het nie. Jy's nie net gepanelbeat nie. Paar duitjies uitgeklop nie. Jy's nuut geskep in Christus. 'n nuwe mens, want jou geesmens, jou hartmens was dood, was verduister deur sonde. Want dis waarin jy gebore is. Jy is gebore met daardie verduistering, want dit is die gevolg van die sondeval. En nou is jy nie geskep. Iets wat nog nie voorheen bestaan het nie. Die lewe van God, die zoe van God, die ewige lewe van God, het kom woning maak binne in jou, en dit plaas jou in Christus. In Christus. Dan sê hy, die ou dinge het verbygaan, en wanneer hy praat van die ou dinge wat verbygaan, niks met ouma te doen nie. Dit het te doen met die insetting van die ou verbond. Alles van die ou verbond. Wat het die ou verbond kom doen? Die ou verbond het vir my kom sê, ek kwalifiseer nie. Wat waar is? Die ou verbond het deur die wet vir my kom sê, ek is sondig, ek kan myself nie help nie. Wat waar is? Want Paulus verwys ook daarna, hy sê die ou verbond, die wet, is ons stigmeester na Christus, ons onderwyser, ons rigtingwyser, na wat toe? Weg van die wet, na Christus. Die wet het vir my kom sê, die ou dinge, dat die ou verbond het vir my kom sê, ek kan myself nie help nie, ek kan myself nie red nie, ek het God nodig. Hy sê, dit is nou verby, kyk, dit het alles nuut geword, ek is nou uitgehaal uit dit uit wat oud is en oorgeplaas in dit wat nuut is. En wat is nuut? Wat nuut is, ek is in 'n nuwe verbondsverhouding met die lewende God. Dit is 'n werk van God. Gemeente, ons moet iets verstaan, dit is nie gedragsaanpassing nie. Dit is 'n geestelike opstanding, 'n opstanding in 'n nuwe lewe. En dit is wat die nuwe verbond vir ons sê. Ek het opgestaan in 'n nuwe lewe. Dit is wat ons kom wanneer ons in Romeine 6 lees oor Paulus vertel van wat die doop beteken. Dit is wat dit sê. Hy sê, die doop, want wanneer ek deur die doopproses gaan, kom sê dit vir my wat gebeur het. Ek het saam met Christus gesterf, ek is saam met hom begrawe, ek het saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe. Daardie opstandingskrag wat hom opgewek het my opgewek in 'n nuwe lewe. So die evangelie begin met dood. Die evangelie begin nie met opdragte nie, dit begin met 'n diagnose. Efesiërs 2:1, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur julle misdade en sondes. Dit is die diagnose van die evangelie. Hy sê, julle was dood in julle misdade en sondes. Sê maar, hy het julle lewend gemaak. Ons is nie meer daar nie. Dit is 'n werk van God in my. Ek kan dit nie vir myself doen nie. Ek kan myself nie help nie, ek kan niks vir myself doen nie. Hy doen dit. Want jy sien, hoekom hy my lewend maak is omdat dooie mense het nie raad nodig. Jy moet net dit doen. As jy nou net 'n bietjie, as jy nou dit los, dan sal dit gebeur. Nee. Dis om raad te gee aan 'n dooie ou. Hy kan dit nie doen op sy eie nie. Hy kan dit nie doen nie. Wat 'n dooie mens nodig het, is lewe. Ek en jy was dood, sê hy, in ons misdade en sondes. Wat ek nodig het, is nie net raad om hoe om te lyk, om mooi te lyk nie. Wat ek nodig het, is om te weet, daar kom nuwe lewe in my. Ek is 'n nuwe skepping.
Dis wat ek nodig het. Ek het lewe nodig, ek het lewe nodig. Nie raad nie. En daardie lewe kom net deur 'n verbondenheid met Christus, 'n eenwording met hom. Ek moet in hom wees. En om in hom te wees, om daardie verbondenheid met hom te kan hê, om in hom te wees, beteken dit, hy moet in my wees. En dit doen hy deur die inwoning van die Heilige Gees, wanneer God red, onderhandel hy nie met jou sondige natuur nie, hy kruisig dit. Hy gaan nie met jou in 'n onderhandelingsproses sê, ek sien nou net 'n bietjie daar en 'n bietjie hier skaaf. Nee, hy sê jy kruisig dit. Dit word doodgemaak. Dis wat mense nie wil hoor nie. Romeine 6:6 sê vir ons, aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word. Nie afgestof word, nie gepolitoer word, nie blink gevry word nie. Hy sê tot niet gemaak sou word. En ons nie meer die sonde sou dien nie. En dit is wat gebeur wanneer ek 'n nuwe skepping word. Hy neem alles wat sonde in my wou verwrig en my onder slawerny wou bring, en hy neem dit weg en ek word 'n kind van God, geheilig, nie deur my toedoen, nie deur my eie goeie werke, nie deur my positiewe besluite nie. Ek word dit, want God kom gryp in, binne in my lewe, en hy maak my nuut geskep. Dis dan wanneer ons gehoorsaam word aan hom, want gehoorsaamheid vloei uit identiteit. Omdat ek weet ek is 'n kind van God. Dit is my nuwe identiteit. Ek is nie meer 'n sondaar nie, ek is 'n kind van God. Ek is geheilig, ek is gereinig. Ek is vrygemaak van sonde. Hy het my losgemaak daarvan. Hy het sy seun gestuur. Hy het betaal daarvoor. Dit is my nuwe identiteit. Daarom is Christendom nie moetsemoenies nie. Christendom is 'n gehoorsaamheid van dit vloei uit my identiteit. Nie omdat ek gedruk word om 'n mooi lewe te lei nie, want die belofte van die nuwe verbond is nie uiterlike aanpassing nie, maar is innerlike transformasie. Hy transformeer my, hy verander my totaliteit. Daarom is dit om waarlik kind van God te wees, is my gehoorsaamheid aan hom. Dit word my identiteit, wat hy vir my sê. Nie wat sonde, ek is nie meer 'n sondaar nie, ek is 'n kind van die lewende God. Dit is waarom Jeremia 31:33 sê, ek sal my wette in hulle hart skryf. Gaan nie meer oor 'n wet van moetsemoenies nie, maar gaan oor die wet van die liefde. En hy sê, ek sal dit in ons harte skryf. Dit is nie op kliptafels nie, dit is op hart en die gees van die mens. Want veranderde hart, wanneer my hart verander, en God doen dit, God kom doen dit, dit is nie my werk nie, dit is hy wat dit doen, hy kom verander my hart. Wanneer dit gebeur, dan bring dit veranderde begeertes. Daarom wil ek nie meer die sonde doen nie. Want wanneer Christus red, verander hy nie net wat ons doen nie, hy verander wat ons lief het. Hy verander dit. Galasiërs 5:24, die wat aan Christus behoort, en die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig, dis dood. Daardie begeertes wat ek het, dit is waarom, of ek voltooi, dit is waarom toe jy 'n kind van God geword het, is daar ewe skielik 'n klomp goed, sonder dat iemand vir jou gesê het, jy mag nie, jy moenie, jy los uit. Het jy dit vanself gedoen? Het is net gekom. Waarom was dit? Omdat hy die begeertes wat nou in jou is verander het. Jy het nie meer 'n begeerte na die sondige dinge nie, jy het 'n begeerte na gehoorsaamheid aan hom.
Die begeerte aan sy liefde, die begeerte om 'n lewe te lei wat hom plesier, 'n lewe wat hom vereer. Dus kom, as jy tot ware wedergeboorte kom, het niemand nodig om jou te kom vertel, hier is ons lysie van ons gemeentes wat jy mag en nie mag doen nie. A is alles wat jy mag doen, B is wat jy nie mag doen nie, tik net daaraf, en as ons jou vang by mag nie doen nie, nuwe lewe, wanneer hy met sy nuwe lewe gekom, dan word my begeertes aangespreek, hy doen dit. My gewoontes verander, hy doen dit. My wil word herbelyn. Dit is waarom Paulus in Romeine 12:2 vir ons 'n baie belangrike konsep deurgee. Hy sê vir ons, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. En daardie woord wêreld daar is nie kosmos, die wêreld om ons nie. Dit is hy gebruik 'n ander woord, ainui. En ainui beteken die wêreldorde van die ou verbond. Hy sê julle moenie gelykvormig word aan die wêreldorde of die orde van die ou verbond nie. Wat was die orde van die ou verbond? Die orde van die ou verbond is, jy kwalifiseer nie vir God se teenwoordigheid nie. Jy kan nie God Vader noem nie. Hy is deur, jy is hier. Hy is nie by jou nie. Dit is wat die ou verbond. Die ou verbond gesê, jy kwalifiseer nie. Paulus sê, hy sê, julle moet nou julle gedagtes verander. Hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Sê hy in die 53 vertaling en die 2020 vertaling is meer gelyk aan dit wat in ander vertalings staan, jou denke. Hier lê jou probleem. Hier lê jou probleem. Ek moet van my kop begin sê wat in my hart gebeur het. Ek is nuut geskep. Ek moet van my kop sê, jy moet anders dink. Jy moet dink in ooreenstemming met die nuwe lewe wat jy het in Christus. En die nuwe lewe wat ek het in Christus, kom sê vir my, ek het deur Christus vrye toegang tot die Vader. Mense, dit verander my hele totale lewe. Wetend dat ek het vrye toegang tot God, nie op grond van wat ek gedoen het nie, maar op grond van wat hy gedoen het. So die Vader laat my toe om in sy teenwoordigheid te kom, omdat Christus die prys betaal het, en omdat ek nou in hom is, 2 Korintiërs 5:17, omdat ek nou in hom is, het ek die toegang en die reg om by die Vader te wees. Dit verander jou hele totale menswees. Hy sê, word verander metamorfose. Met ander woorde, dink anders. As jy eers die rigting geloop het, moet jy teenoorgestelde loop. Word deur my denke of my gemoed nous, wat beteken my gedagtewêreld, my denkproses. Dit is waarom dit belangrik is, en ek het lank terug gepreek oor die wynsak, en die ou wynsak en die nuwe wynsak. Luister vir my baie mooi. Jy kan nie nuwe verbondsgedagtes plaas in 'n gemoed, want jou gemoed is meer as eintlik omskryf weier as net denke. Dit is jou hele sielsmens, hoe jy voel, wat jy ervaar. Jy kan nie nuwe verbondsgedagtes bring wanneer jou kop nie lekker is nie. Jy dink nog ou goed, maar jy wil die nuwe goed smaak.
Jy gaan dit nie reg kry nie. En soos wat Jesus dan vertel oor die wynsak, hy sê jy kan nie nuwe wyn in 'n ou wynsak gooi nie. Die rede daarvoor is die ou wynsak het alreeds gerek tot op sy uiterste. Hy's nie meer soepel nie. Hy het hard geword. En wanneer jy die nuwe wyn gaan ingooi, wat die nuwe wyn doen, die nuwe wyn gaan fermenteer en hy gaan uitsit en wat gaan gebeur? Die wynsak gaan bars. Dis die realiteit. So die ou wynsak, ek kan hom regkry, wat moet ek doen? Ek moet hom in water laat lê. Dis hoe hulle dit gedoen het in daai tyd. Hulle het die ou wynsak gevat om nuwe wyn in hom te kan gooi. Het hulle die ou wynsak in water laat lê vir 'n hele ruk. Dis 'n tipe van die woord. Die water van die woord. Ek moet woord inneem om my gedagtewêreld te verander. As ek dit nie doen nie, mense vergeet dit, jy gaan niks verander kry nie. Die ouens wat nie hulle Bybel wil lees nie, you are going to suffer because of it. That's a reality. Ek laat lê hom in water tot hy sag geword het. Dan vryf ek hom in met olyfolie. Tipe van die salwing. Dan is hy weer soepel. Dan kan ek nuwe wyn ingooi. En dis die proses waardeur ek moet gaan. Is julle met my? Dis die proses waardeur ek moet gaan. Vernuwende denke sien goed anders. Sonde is nie meer vir my aantreklik nie. Nie omdat iemand vir my 'n lysie gegee het wat ek aftik nie. Heiligheid is nie nou meer 'n sware soeg en stryd nie. Ek wil anders lewe. Dit is letterlik wat die woord heilig beteken nie. Die woord heilig beteken heeltemal anders. Ek wil anders lewe. Ek wil. Dis nie omdat iemand vir my 'n lysie gegee het wat ek moet aftik en ek moenie hierdie moet maak so nie. Christus is nie meer opsioneel nie. Hy word alles in my lewe wanneer ek nuut geskep is in hom. Daar's twee dwaalings wat die skrif verwerp en dit is om wetties te wees oor goed en dan is daar om anti-wetties te wees. So dis die twee uiterstes. Want wetties, as mense wat wetties is oor goed, hulle soek vrug, maar hulle wil nie die boom moet verander nie. En die mense wat teen wette is, hulle val genade, want hulle wil nie getransformeer word nie. Sal net so aangaan. Moenie aan my karring nie, ek is reg met wat ek is, ek wil doen net wat ek wil. Ek soek nie transformasie nie. Ek soek nie verandering nie. Nou, genade wat nie verander nie, red nie. God se genade is verniet. Was nie goedkoop nie. Dit het 'n prys gekos vir sy genade om werkend te wees in my lewe. Dis waarom Titus skryf of Paulus skryf aan Titus in Titus 2 vers 11 en 12. Hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Niemand het meer 'n verskoning nie. En leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te leef. Wat sê hy vir ons daarmee? Hy sê genade wat aan my verskyn het my kom vertel. Ek leef nou anders. Dis kort saamgevat. Want gehoorsaamheid sonder geloof is net my eie geregtigheid. Filippense 3:9 en in hom gevind te word, nie met geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. My geregtigheid, my stand voor God is nie my werke nie, dit kom nie uit 'n wet nie, dit is nie goed wat ek aftik nie, dit is my verhouding met hom. Daarom is Jesus se roepstem tot mense gewees en dit het nog nie verander nie.
Hy roep nie sondaars tot gedragsreformasie nie. Hy roep mense om hom te volg. En as ek hom volg, dan beteken dit, ek moet sterf vir self. My eie ek, my eie dinge. Dan Lukas 9:23 sê, hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Mense is nie lus daarvoor nie. Die ryk jong man se probleem was nie sy optrede nie. Dit was sy liefde vir sy besittings. Hy het dit liewer gehad as die een met wie hy gepraat het. Hoor mooi wat sê Markus 10, vers 21-22. Jesus het stip na hom gekyk, om lief gekry, en vir hom gesê, een ding kom jy kort, want hy Jesus kom probeer beïndruk met alles wat hy goed doen. Toe Jesus vir hom sekere dinge sê, hy sê, ek doen al daai goed. Hy wil hom beïndruk met dit. Jesus sê, maar jy kort nog een ding. Verkoop alles wat jy het, volg my. En dan lees ons hierdie woorde, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op, en volg my. Daar's dit weer, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef, weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Sy liefdesverhouding was toe al die tyd nooit, in al die wette wat hy nagekom het, was dit nooit met God nie. Hy het dit gedoen, omdat hy goed wou lyk. Tragies. Die Fariseërs se probleem was nie ongehoorsaamheid nie, maar 'n hart wat nooit nuut gemaak is nie. Matteus 23:27. Wie julle skrifkenners en Fariseërs skyn heilig is, want julle is soos wit gekalkte grafte wat buite pragtig lyk, maar van binne is julle doodsbeendere en vol van onreinheid. Want mense, hier is die feite. Die evangelie gee aanstoot. Die evangelie gee aanstoot. Weet jy hoekom? Want dit neem beheer weg. Ek het nie meer beheer oor my lewe nie, hy beheer dit nou. Want die morele mens wat alles sê, ek doen alles goed, en hy vind uit, my beste is nie goed genoeg nie. Jesaja 46, of Jesaja 64 vers 6, ons almal het geword soos iets wat onrein is, soos 'n besoedelde kledingstuk, is al ons geregtighede, ons almal het verwelk soos blare, en soos die wind het ons sonde skuld, ons weggedra. So al my mooi lewe beteken niks, dit is soos 'n vuil kledingstuk. So, dit gee aanstoot aan die morele mens wat sê, man, ek is nie soos die ander nie. Ek doen goeie dinge. Wel, jou beste dinge is soos 'n vuil kleed. Die immorele mens wat sê, ek is vry, maar eintlik vas is in sy slawerny aan sonde, sê hy in Johannes 8:34, Jesus het hulle geantwoord, ek sê vir julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Dis wat sonde doen, hy bind jou. Want jy sien, verlossing is alleen in Christus, Handelinge 4:12. Daar is ook deur niemand anders verlossing nie, en daar's geen ander naam onder die hemel aan mense gegee waardeur ons verlos kan word nie. Dis die enigste manier. Ek sluit af hiermee. En ek gaan regtig nou afsluit. Ware Christendom word nie gemeet aan wat jy vermy nie. Dis aan wie jy behoort. Hoor mooi wat ek sê. Om 'n ware Christen te wees, is nie oor al die sonde wat ek probeer vermy nie. Is aan wie behoort ek? Want as ek nie vol aan hom behoort,
hoef ek niks van daai goed te vermy nie, want ek gaan nie daar naby kom nie, want ek behoort aan hom, die een wie ek volg. Wanneer Christus 'n mens besit, verander alles. Moontlik nie onmiddellik nie, moontlik nie dadelik volmaak nie, maar wel werklik. Sy ingrype in my lewe is werklik, waar Christus geken word, raak my hart ongemaklik met sonde. Ek het nie 'n lysie nodig nie. My hart is al klaar ongemaklik met dit. Waar Christus liefgehê word, onderhandel ek nie meer gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid, omdat ek hom lief het. U die skepper en die onderhouder van alle dinge. Waar Christus verhoog word, is reëls nie meer my middelpunt nie. Hy is. Omdat hy nommer 1 is in my lewe. Daarom leef ek soos ek leef, want hy is nommer 1. Die evangelie tem nie net gedrag nie. Vervang die hart. Maak dit nie. En enigiets minder as dit is net 'n godsdiens met 'n mooi kleed. God se ingryping in my lewe was nie ek nie, was hy. Dit is 'n werk van God. Daarom, terwyl daar die musiek speel en ons bewus is daarvan, van die spreek van die Heilige Gees in ons harte, wil ek hê jy moet net vir die volgende minuut jou oë sluit en hom dankie sê dat jy 'n nuwe skepping is. Want dit is sy werk in jou. Was nie oor jy goed is nie. Dis omdat hy goed is. Sê dit net vir hom daar waar jy sit. Here, dankie vir my wedergeboorte. Dankie dat ek u kind is. Wees bewus van sy inspraak in jou lewe. Vader, ons dankie vir die gebeure rondom Golgotha. Dankie vir die reddende genade wat uitgereik het na ons toe ons nog ver was. Dankie vir die realiteit van Christus se nuwe lewe, se nuwe skepping in ons. Dankie daarvoor. Dankie dat ons nuut geskep is in Christus. In hom. Nuut gemaak. Ons weet dit is 'n werk van God. Nie ons goedheid nie, maar u goedheid. Ons ontvang dit omdat dit 'n genadewerk is. En ons dankie daarvoor. Amen. Mag die vrede van die Here met jou wees in hierdie dag en ook in hierdie week. Mag jy bewus wees van die teenwoordigheid en die leiding van die Heilige Gees. Mag die genade van Jesus Christus oorvloedig wees in alles wat jy doen, sê en waar jy gaan in hierdie week. Gaan in die vrede van die Here.